Okay, ouens, so ons gaan nou vandag gaan kyk na die verskil tussen veelvoude en faktore. Okay? Nou, wanneer ons kyk na veelvoude, moes ons dit nou al bietjie gedoen het toe ons gekyk het na langdeling. En ek moes gesê het, ons met die getal waarmee ons gaan deel, se veelvoude gaan uitskryf. Nou, as julle hierso gaan kyk, het ons, kom ons sê ons gaan kyk na veelvoude van 5. Nou ouens, daar is nie 'n einde aan veelvoude nie. Okay? So ek sal altyd vir jou sê, gee vir my die eerste 5 of gee vir my die eerste 10 veelvoude of wat ook al. Want veelvoude kan aangaan tot in oneindigheid. Okay? Nou as ons sê veelvoude van 5, dit is waarvoor daai staan, dan is my eerste veelvoud altyd 5. Tussen my veelvoude kan ons 'n komma punt maak. Dan is dit 10, dan is dit 15, 20, 25 en sovoorts. En dit is waarvoor daai 3 kolletjies staan. Dit beteken, hierdie is nie die einde van my veelvoude nie, daar is wel meer. Okay? En veelvoude van 5 sê dan, ons tel in 5e. Kom ons gaan kyk byvoorbeeld na die veelvoude van 7. Dan begin ons mos met 7. En nou tel ons basies in 7's. So ons tel elke keer 7 by die getal. So my volgende getal gaan wees 14. Dan tel ek 7 by, dan gaan ek kry 21. Dan tel ek 7 by, dan gaan ek kry 28. Dan gaan ek 7 bytel en dan gaan ek kry 35 en so voorts. Kom ons gaan kyk ook net na nog een. Kom ons sê die veelvoude van 25. Dan begin ons met 25. Met ander woorde, ons tel nou elke keer 25 by vir ons volgende getal. Dan kry ons 50, 75, 100 en so voorts. Want onthou, veelvoude het nie 'n einde nie. Hy kan aangaan vir ewig. So dit hang af wat ek vir jou vra. Dan gaan ons nou kyk gegaan na faktore. Nou moet jy mooi luister, want julle het nog nie faktore gedoen nie. Nou hoe dit werk is as volg. Faktore beteken alles wat in daai getal presies kan indeel sonder 'n res. Nou daar's verskeie maniere om dit wel agter te kom. Nou een van die maniere, kom ons sê, ek soek die faktore van 8. Dan draai ek hom om. Ja, dis alles wat in daai getal kan indeel sonder 'n res. Maar kom ons kyk gou wat kan ons alles met mekaar maal. Nou ek gaan begin en 1, 2, 3, 4 net eers neerskryf. En ek gaan vir myself vra, of sê, 1 maal 8 gaan vir my 8 gee. Dan weet ek, 1 is 'n faktor en 8 is 'n faktor. Dan gaan ek kyk na 2. 2 maal wat gaan vir my 8 gee? 2 maal 4. Dan beteken dit, 2 is 'n faktor en 4 is 'n faktor. 3 maal wat gaan vir my 8 gee? Niks. Daar is nie iets wat jy met 3 kan maal om presies vir jou 8 te gee nie. Dan kan 3 glad nie 'n faktor wees van 8 nie. Dan gaan ons sê, 4 maal hoeveel is 8? En dan is dit weer 4 maal 2. Maar julle sal sien, hier het ons hom eintlik reeds geskryf. 2 maal 4.
So wanneer ek nou vir jou vra, reg, maar wat is dan die faktore van 8? Dan gaan skryf jy hom altyd in stygende orde. En julle weet nou al, stygende orde is wanneer ons getalletjies skryf van klein na groot. So dan gaan ek skryf 1, 2, 4 en 8. Ek sit hom tussen krulhakkies, omdat dit die enigste getalle is, wat 'n faktor is van 8, is 1, 2, 4 en 8. Kom ons gaan kyk na die faktore, kom ons sê van 12. Ok, dan begin ons mos. 1, 2, 3, 4. En kom ons sê, ons wil mos nou uitkom by die antwoord van 12. Ouens, dit is hoekom dit baie belangrik is dat jy jou tafels moet ken. Nou vra ek vir jou, 1 maal wat gaan vir my 12 gee? 1 maal 12, baie mooi. Dan vra ek vir jou, 2 maal wat gaan vir my 12 gee? 2 maal 6. Dan vra ek vir jou, 3 maal wat gaan vir my 12 gee? 3 maal 4 gaan vir my 12 gee. En dan vra ek vir jou, 4 maal wat gaan vir my 12 gee? 4 maal 3. Maar kan julle sien dat hierdie twee dieselfde is? Want 3 maal 4 en 4 maal 3 is dieselfde getalle. Met ander woorde, 1, 12, 2, 6, 3 en 4 is almal faktore van 12. So, wanneer ek nou die faktore van 12 skryf, kan ek sê, en onthou, ons skryf dit in stygende orde, dan is dit 1, 2, 3, 4, 6 en 12. En dit is dan hoe ons faktore skryf. Nou kry ons ook iets, maar wat ons nie regtig doen in graad 4 nie, maar wat ons noem 'n faktorpaar. Ouens, pare is mos 2. Met ander woorde, as jy hier gaan kyk, sal jy sien, 1 en 12 is 'n faktorpaar, want albei van hulle is faktore, en albei van hulle gaan vir jou die faktor gee wat gevra is. 2 en 6 is 'n faktorpaar. 3 en 4 is 'n faktorpaar. Reg? So, paar is 2. Dit is 2 getalletjies wat albei faktore is. Hulle vorm 'n paartjie, want as jy hulle met mekaar gaan vermenigvuldig of maal, gaan hulle vir jou die faktor gee wat gevra word.